Dankie vir ons aanbiddingsspan. Dit is en bly so lekker en so voorreg om die Here saam te kan aanbid op hierdie Vrouedag. Daar moet seker een van die manne ook wees wat vir die vroue moet sê gelukkige Vrouedag, nee. Kan nie net 'n vrou wees nie. So van my kant af ook. Ek hoor Carmen sê, daai was baie hard, Carmen. Maar ja, gelukkige Vrouedag. Ons waardeer, ek moet net sê, ons waardeer al ons vrouens hier op ons span so baie dat ons vir hulle gesê het, hulle hoef nie môre te kom werk nie. Nee, bly by die huis môre, slaap laat, ons sien julle Dinsdagoggend. So ek hoop dis ook so daar waar jy is, en daar waar jy werk. Maar nee, ons is lief vir julle, ons waardeer julle, en ek gaan nie eers nou in daai my voete aansit en daardie drein afgaan oor manne daar en hoe die dinge werk en aan mekaar gesit word nie. Ek gaan nie eers so toe nie. Ons waardeer julle, ons is lief vir julle. En volgende is 'n voorreg, dit is lang naweek, en ek weet baie van ons mense is bietjie weg, maar vir die van julle wat hier is, dit is lekker om julle te sien. Ek onthou, toe ek jonger was, in die kerk was daar 'n pastoor, ek wil nie sy naam eers noem nie, vir wie ek baie lief was, maar hy het die gewoonte gehad om as dit so 'n lang naweek is, of skoolvakansie is, en daar's minder mense op 'n Sondag, dan raas hy so, dan is hy kwaai met die mense, en dan sê hy, waar is die mense, hoekom kom hulle in die kerk toe, en hoe belangrik is dit, dan dink ek altyd by myself, pastoor, jy raas met die verkeerde mense. Ons is hier, raas volgende week met die mense wat laas week nie in die kerk was nie. So vanoggend, nee, dis net lekker om jou hier te hê en te sien, so in die koue, op die lang naweek, en ons het 'n voorreg om so om die woord te sit. Ons is in week 3 van ons reeks, ons noem hom Steiko, daardie mooi Griekse woord wat beteken staan vas. Staan vas, en ons gesels spesifiek rondom tye van swaar kry, en tye wanneer dit moeilik gaan, om vas te staan. En vanoggend wil ek so 'n bietjie verder gesels. Ek herinner jou, ek het so 2 weke gelede hierdie reeks afgeskop met hierdie skrif, en ek wil hom weer vir jou lees, en dis daar in Johannes 16 vers 33, as jy jou Bybel het, lees saam in jou Bybel, ek gaan 'n paar skrifte lees vanoggend, as jy hom nie het nie, jy is welkom om op die skerm saam met ons te lees, maar Nuwe Lewende Vertaling sê Johannes 16:33, ek sê hierdie dinge vir julle, Jesus is aan die woord, sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed. Ek het die wêreld reeds oorwin. Nie mag ons dalk swaar kry beleef nie, ons gaan swaar kry beleef. En daarom is hierdie reeks belangrik, en die saampraat belangrik, want ek dink ons word baie keer groot gemaak en verwag dat storms nie my kant toe moet kom nie, en swaar kry tog net nie met my moet gebeur nie. En wanneer dit dan gebeur, dan kom my wiele af. Dan vra ek baie vrae, dan twyfel ek, en dan wonder ek, en dan gaan ek na plekke toe waar my kop en my hart en my gedagtes en my geloof nooit moet wees nie. Want ek is dan verbaas. Maar hoor Jesus se woorde vanoggend. In die wêreld sal ek en jy swaar kry beleef. Maar ons is nie verlore nie, ons is nie alleen nie, ons kan moed skep vanoggend, want Jesus het reeds hierdie wêreld oorwin. So die vraag vanoggend is nie of ons swaar kry en gaan ek swaar kry beleef nie. Die vraag is eerder, hoe gaan ek so leef dat hierdie swaar kry my nie oorweldig nie? Hoe gaan ek so leef dat ek kan bly vas staan, kan bly stykhou wanneer hierdie storms dan nou kom en wanneer die swaar kry dan nou kom? En die swaar kry, ons weet, het verskillende forme. Hy kom op verskillende maniere vir verskillende mense. Vir baie Christene is dit vervolging, vir sommiges is dit siekte, vir sommiges is finansiële uitdagings, verhoudingsuitdagings, baie dinge wat kan gebeur, wat jou laat swaar kry. En dit is soms maklik om rond te kyk en nie altyd mekaar se swaar kry te verstaan nie. En ek wil dalk dit sommer vroeg in die boodskap sê, kom ons vra die Heilige Gees om ons te help, om met ander oë na mekaar te kyk. Want iemand anders se swaar kry lyk dalk nie vir jou so erg nie, of jy sien dit nie raak nie, of jy het nie die empatie of simpatie nie. Kom ons vra die Here. Here, help ons, breek ons harte, dat ons mekaar kan sien in ons swaar kry, sodat U deur ons kan werk, U wat alreeds in ons mos aan die werk is, om ander te help, net om vas te staan in tye van swaar kry. Ek wil vir jou lees, vir oggend se gedeelte daar in Hebreërs 12, van vers 1 tot 3. So weer 'n keer, blaai saam met my soontoe. Dis 'n baie bekende gedeelte. Ek wil hom vir jou lees, want hier's iets vanoggend
in hierdie boodskap wat jou gaan help om vas te staan en in tye van swaar kry, net te besef waar ons moet kyk, op wie ons moet fokus, waar ons gedagtes moet wees, sodat ons staande kan bly. Kom ons lees saam, Hebreërs 12 vers 1. Met so 'n magtige skare toeskouers rondom ons, om ons in die wedloop van die geloof dop te hou, kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag. Veral die sonde wat so maklik 'n houvas op 'n mens kry. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê. Almal is ons besig met hierdie wedloop van die geloof in hierdie lewe. Vers 2. Ons oë vasgenaal op Jesus. Hoe mooi is hierdie? Ons oë vasgenaal op Jesus. Hou gou vas daar. Ons oë vasgenaal op Jesus in hierdie geestelike geloofswedloop waarmee ons besig is. Ek het dit al gesê by 'n vorige geleentheid toe ek hierdie skrif gelees het en ek wil myself herhaal. Ek is nou al daar op hierdie ouderdom waar goed maar kan herhaal. Nee, en wat julle gaan maak asof julle dit vir die eerste keer hoor. Hier is een van daai. Toe ek 'n klein seentjie was, deur my hoërskoolloopbaan ook, nie net laerskool nie, het ek lekker gehardloop. 'n naloper, en as jy my so kyk vandag, gaan jy dit dalk nie glo nie. Ek was, maar seentjie kon lekker vinnig hardloop. En ek onthou, die afrigters het altyd gesê, vir alles jy so klein is, hier by graad 1 rond, en jy begin hardloop, ek dink 'n 60 meter daar begin jy mos hardloop, en dan word dit 80 en later 100. Dan sê hulle vir jou, moenie rondkyk nie. Moenie om jou rondkyk. Jy sien nou tyd om vir die maatjie links en regs van jou te kyk nie. Kyk voor jou, hardloop, die wenpaal is daar. Ek sien deesdae, hulle het nie in ons tyd nie, sit hulle so 'n plastiek stoel daar in elke baan vir die kleintjies. Dan sê hulle vir die kleintjies, hardloop tot in die stoel. Hardloop en dan sit jy sommer so in die stoel. In die hardloop draai jy om en jy sit. Hulle het dit nie met ons gedoen nie. So dit lyk vir my dit werk nou, want in ons tyd moes die juffrou, daar was so 3, nee, daar was meer van hulle. Hulle het op so 'n installasie gesit daar by die wenpaal. Ek weet nie of hulle dit nog doen nie. En dan moet die juffrouens nou die nommer 1, 2 en 3 gaan vang, soos hulle verbykom. Want jy hardloop, want hulle het gesê jy moet hardloop. En dan kom vang die juffrou jou en vat jou na die tafel toe en dan vat sy na die podium toe en dan as jy nou 1, 2 of 3 gekry het, dan kry jy 'n medalje of jou sertifikaat. Maar dis so, moenie rondkyk nie in hierdie geestelike wedloop ook, ons geloofswedloop. Ons oë vasgenaal op Jesus. Die voorganger en volëinder van ons geloofswedloop. Hy het ter wille van die blydskap wat daar voor hom gewag het, die kruis verduur. Ja, hy het homself deur die skande van die kruisdood nie laat afskrik nie. En nou sit hy op die ereplek langs God op die troon. Dink aan hom wat soveel vyhandigheid van sondaar mense deurstaan het. Dan sal julle nie uitsak en tou opgooi nie. Hierdie is so 'n mooi gedeelte. As jy vanoggend op 'n plek is waar jy swaar kry, waar dinge nie goed gaan nie, waar dit nie lekker gaan nie, of daar kom dalk tye van swaar kry wat voor lê, maak 'n nota iewers. Hebreërs 12 vers 1, 2 en 3. Gaan lees hom weer. In hierdie geloofswedloop, ons almal is deel van hierdie wedloop. Ons hardloop in hierdie wedloop. En wanneer ons begin swaar kry, is dit belangrik, hou jou oë gerig op Jesus. Bly op hom fokus. Bly op hom gefokus. En dan vers 3 is so mooi, dink aan hom. Dink aan hom. Dink voortdurend aan hom, sê 'n ander vertaling. Wees die hele tyd bewus van hom. Fokus op hom. Op hy wat soveel vyhandigheid en sondaar mense deurstaan het. En dan, as ons op hom fokus, aan hom dink, gedurig op hom fokus, wie hy is, wat hy gedoen het, hoe hy my lief het, waardeur Jesus is, in sy kruisdood, in sy lyding, in sy swaar kry. Skielik verander my perspektief, en skielik het ek die vermoë om vas te staan en staande te bly. Nou, wanneer 'n mens swaar kry, en swaar kry jou tref, in hierdie wedloop van die geloof, wat Hebreërs 12 van praat, dan gebeur daar iets wat ons nie altyd besef nie. En dit is soms so, as jy in swaar kry is, dan besef jy nie altyd lekker wat met jou gebeur, en wat om jou aan die gang is nie. Daarom is dit so belangrik om gefokus te bly. Nie op mense se opinie, want daar's baie opinies dan. Daar's baie stemme dan. Daar's baie videoetjies op sosiale media. Daar's 'n klomp mense wat nou skielik almal kenners is oor allerlei onderwerpe. Wees versigtig vir wie jy luister. Wees versigtig vir al die stemme. Daar's een
wie se stem jy na moet luister, daar's een op wie jy gefokus moet bly, en dis Jesus. So, wanneer ons swaar kry, dan gebeur daar iets wat ons nie altyd besef nie. En dit gaan nie altyd oor die swaar kry self nie, oor dit waardeur ek gaan of wat met my gebeur nie. Maar die grootste gevaar van swaar kry is dat daardie swaar kry is later al wat jy sien. Jy sien niks meer anders nie. Jy verloor heeltemal perspektief. Jy word totaal en al oorweldig. Dis amper soos wanneer jy in jou motor in daardie digte mistigheid bestuur. Het jy al in so digte mis bestuur, waar jy net nie kan sien wat om jou aangaan nie? En soms as jy gelukkig is, dan is daar 'n motor voor jou en jy kan sy rooi liggies net sien. Maar dit is soms net so dig hier om jou dat jy nie kan sien nie. En nou is dit nie tyd vir rondkyk in die motor en wonder wat aangaan nie. Jy moet nou fokus. Jy moet baie mooi kyk voor jou, want jy wonder, kom daar 'n trok van agter af en wat gaan gebeur, en ek kan skaars die pad sien, en soms voel swaar kry so. Jy voel so oorweldig met alles wat om jou is, dat jy's bewus van niks anders nie. En ek dink dis die grootste gevaar van swaar kry. Of dit siekte is, of finansies, of jou huwelik, of wat dit ook al is. Ek dink, as jy net verkeerd gaan fokus, en nie op Christus jou oë gerig gaan hou nie, dan gaan hierdie digte mistigheid jou oorweldig. En dis die grootste gevaar van swaar kry. En ek dink die grootste uitdaging rondom stykhou en om vas te staan. Want daardie swaar kry gaan jou iewers oorweldig as jy hom gaan toelaat. Want swaar kry kom en oorweldig jou, maar dis so asof dit alles ook erger maak en groter maak as wat dit dalk werklik is. En dit is baie keer erg en baie keer is swaar kry verskriklik. Maar as dit jou oorweldig, al is dit nie so groot nie, dit voel groot. En dit voel soos die einde van jou wêreld. En klein vrese word hierdie enorme vrees. En teleurstellings wat tydelik is, voel soos permanent. Jy verloor jou werk en is die einde van jou wêreld. En dit oorweldig jou. En verhoudinge, en siekte, en perspektief krimp. En skielik kan jy nie meer verder sien nie. En later gaan alles net oor die probleem en net oor die swaar kry. En daarom is vanoggend so belangrik om die woord van die Here te hoor. In hierdie geloofswedloop, hou jou oë vasgenaal op Jesus. Dink aan hom, konstant wees bewus van hom. Wie hy is en wat hy doen. En ons het vorige week het ek ook, verlede week Marius, so 'n bietjie verwys na Lukas 22:23, Jesus se op pad na die kruisiging toe. En is belangrik dat ons dink aan hom en wie hy is en waardeur hy is in my swaar kry. Jesus wat bespot is, geslaan is, verneder is, vals beskuldig is, verwerp is, aan daardie Jesus moet ons dink en bewus van wees. Jesaja 53 vers 3 herinner ons, hy sê, ek hou van hierdie skrif van die ou vertaling, hy sê, hy was verag en deur die mense verlaat. 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Moenie vir my sê, Jesus weet nie waartoe jy gaan nie. Moenie vir my sê, Jesus verstaan nie jou seer nie. Moenie vir my sê, Jesus verstaan nie jou alleen nie. Dis nodig vir 'n oomblik, vir ons as mens, omdat ons is so oorweldig met situasies en swaar kry en omstandighede en dinge wat ons besig hou. Dit is nodig dat ons die Heilige Gees vra om ons uitdierig te herinner aan Christus, wie hy is. Help my Heilige Gees net om te fokus. Wie is hy, waardeur het hy gegaan? Ons dink te min aan die kruisiging. Ons dink te min aan die prys wat betaal is aan 'n kruis vir my en jou. Ons sondig te maklik. Ons is te maklik besig met allerlei, kan ek dit nonsens noem vanoggend. Dingetjies, nonsens, wat ons links en regs trek en aandag aftrek en ons besig hou. Maar ek dink as ons net meer gereeld stil word, die Heilige Gees toelaat, om hier van binne af ons opnuut bewus te maak van Christus en sy liefde vir my en waardeur hy is. Hoe hy geslaan en verneder is, en ek hoef nie al die kruisiging met jou deur te gesels nie, ons praat so baie daaroor. Mense moes hulle gesig wegdraai van ons Jesus af. So was hy vermink. So was hy geslaan. So was hy teleurgesteld. En tog kom 1 Petrus 2 en hierin lê
lê daar troos vir my en jou wat swaar kry beleef. 1 Petrus 2:23 sê die volgende, hy sê, toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Hy het alles oorgelaat aan God, wat altyd regverdig oordeel. Sjoe, wat 'n les vanoggend om te leer in my swaar kry. Waar ek voel, ek is onregverdig soms behandel, of ek wil terugbeklei, of ek wil die situasie oplos. En soms is stap 1 dood eenvoudig. Haal asem en fokus. Vertrou God in hierdie situasie eers, voor jy iets doen, voor jy iets sê. Raak stil, bid daaroor, fokus op Christus, dink aan hom, laat toe die Heilige Gees hier binne-in jou help onderskei wat die volgende stap is, waar jy is, hoekom jy is, wat om jou in jou aan die gang is, en skielik sal ons optrede dan anders lyk. Kom ons vertrou God in ons swaar kry, en ons wil elke geveg wen, ons wil graag almal oortuig, maar soms is dit net, Vader, ek vertrou U, soos Jesus in daardie donkerste oomblik van alleen net moes sê, Vader, as jy die beker by my kan verbygaan, asseblief laat dit so wees. Maar nogtans, nie my wil nie, U wil. Soms moet ons net sê, Here, net U wil, U wil. Daardie vers 3 in Hebreërs, dink aan hom wat soveel vyhandigheid van sondaar mense deurstaan het, dan sal julle nie uitsak en tou opgooi nie. In die Passion Translation is die beskerm nie. In die Engels sê hy, so consider carefully how Jesus faced such intense opposition from sinners who opposed their own souls, so that you won't become worn down and cave in under life's pressures. Amplified, just consider and meditate on him, who endured from sinners such bitter hostility against him. Consider it all in comparison with your trials, so that you will not grow weary and lose heart. Hoekom moet ons op hom fokus? Sodat ek en jy nie tou opgooi nie. Sodat ons nie, hy sê het so mooi, so that you will not grow weary and lose heart. Dit is moontlik om nie so moeg te raak en tou op te gee nie, maar dan moet ons op hom fokus. Paulus kom daar in Filippense 3, en hy sê, al wat ek wil hê is om Christus te ken. Vers 7, ek lees vir hy sê, alhoewel ek hierdie menslike dinge eers as 'n wins beskou het, beskou ek dit ter wille van Christus nou as 'n verlies. Om Christus my Here te ken is so wonderlik, dat ek alle ander dinge as 'n verlies beskou. Ter wille van hom het ek alles as verlies afgeskryf. Ek beskou dit as gemors, sodat ek Christus as wins kan verkry, en een met hom kan wees. Kan ek dalk vanoggend vir jou vra, ek gaan my dalk herhaal. Kan ek vanoggend vir jou vra, so in jou swaar kry, in jou seer, in jou wonder, in jou vra, waar jy jouself dalk bevind het, of iewers dalk gaan bevind. Wil jy vanoggend nie op hom fokus nie, wil jy vanoggend nie na hom toe draai weer, met hierdie hart, wat Paulus hiervan praat. En sê, Here, al wat ek wil hê, in my swaar kry, is om Christus te ken. Ek wil naby kom. Ek wil naby kom. Ek wil naby wees, ek wil naby bly. Ek wil vir die aanbiddingspan vra om by my te kom aansluit. Miskien het jy vandag hier ingekom en dink jy by jouself, as ek maar net sterker was. Maar Jesus nooi jou nie vanoggend om te sê, jy moet sterker wees nie. Dalk is daar ander dinge in jou hart, vanoggend wat jy gesê het, Here, as ek maar net dit kon doen, of net dat kon doen. Ek dink vanoggend se uitnodiging is so mooi, is so persoonlik, van Jesus wat vanoggend jou nooi, net om nader te kom. Want as jy naby hom is, bewus van hom is, fokus op hom, dink aan hom,
En hy kom en hy neem hierdie spasie in so naby my, dat al wat ek wil hê is, ek wil by hom wees. Al wat ek wil hê is, ek wil naby hom wees. En daar's hierdie intieme verhouding met Christus, wat die as van jou wiel word in jou lewe, die middelpunt waarom alles draai. Skielik is alles in perspektief om Christus, soos dit moet wees. Dan skielik is wins en verlies bietjie anderste, as sonder Jesus in daardie plek van jou lewe. Kyk jy anders na alles, kyk jy anders na familie, na kinders, na kleinkinders, na besittings, na besighede, na motors, na huise, alles. Omdat Christus daardie spasie inneem, waar hy moet wees. Dan kan ons saam met 'n Paulus hier sê, ek het al hierdie menslike dinge, eers as 'n wins beskou. Maar nou ter wille van Christus, is alles eintlik 'n verlies. Ek beskou alles as nie belangrik nie, as 'n verlies. Solank ek net naby Christus kan wees. Hy is my alles. En vanoggend, of jy nou moeg is, of teleurgesteld is, of uitgeput is, of bekommerd, of benoud is, miskien bid jy al lank dat God jou omstandighede moet verander. Vanoggend wil hy dalk eers jou fokus verander, voor hy jou omstandighede verander. Vanoggend wil hy dalk opnuut jou herinner, hoorie, kyk gou weer vir my, wees bewus van my, kom naby aan my, soek my, honger na my. Die omstandighede sal kom. My wil sal geskied. Maar tot dan, daar waar jy jouself nou bevind, kom ontmoet my daar waar jy nou is. Laat my Heilige Gees toe om jou daar te ontmoet. In jou bekommernis, dalk in jou seer, dalk in jou alleen. Want daar's 'n God wat weet. Daar's 'n Jesus wat presies verstaan waartoe ons gaan. Ons kan nie sê hy is nie naby nie, ons kan nie sê hy is ver weg, of ons kan nie sê hy hoor nie, hy weet nie, ons kan nie. Nie as ons opnuut bewus raak van wie hy is en waardeur hy is en deur alles van sy liefde vir my en jou. Jakobus 4 vers 8 sê nader tot God en hy sal tot julle nader. Hoe mooi is dit? As ek hierdie skrif sien, dan dink ek dadelik aan hierdie voorbeeld van 'n man en 'n vrou wat getroud is en op 'n bank sit in die sitkamer, langs mekaar. Kyk saam televisie. En is moontlik vir daardie man en vrou om langs mekaar te sit op 'n rusbank, langs mekaar. Dalk sommer so styf langs mekaar, maar eintlik in harte ver van mekaar af kan leef. Of dis moontlik vir daardie selfde twee mense om in die ver hoeke van die wêreld verwyderd van mekaar af te wees, maar in hart een te wees. En net so met die Here. Ons kan kerk toe kom, ons kan al die dinge doen wat ons moet doen. Ons kan Bybel lees, ons kan bid, ons kan alles doen. Maar dit gaan oor verhouding. Dit gaan oor hierdie kosbare plek waar ons kan leef met Christus as my persoonlike saligmaker, persoonlike verlosser en die teenwoordigheid van die Heilige Gees kan beleef, selfs in my swaar kry. En dit verander alles. Dit verander my perspektief, dit verander hierdie omstandighede. Hou die geloofswedloop op? Nee. Hou die swaar kry op? Nee. Hou die bekommernis op? Gaan hy kom klop, hy gaan byklop. Maar ons hoef nie bekommerd te bly nie, want as gevolg van wie hy is, en ek ken hom, en ek kom naby. En vanoggend wil ek jou nooi, kom nader. Kom nader. Kom ons hê op net hierdie begeerte weer om net naby God te wees. En dan kom God, en hy sê, ek sal tot julle nader. Dalk moet jou gebed vanoggend nie wees, Here, verander my omstandighede nie, maar dalk eenvoudig, Here, trek my nader. Trek my net nader. Here, herinner my, help my, onthou wie U is en waar ek is in ons verhouding. Dan kyk ons na storms, dan kyk ons na swaar kry, dan lyk alles anders. Want die plek van waar jy kyk, is soos wat dit moet wees. Ons gaan vanoggend 'n lied saam sing,
Jy gaan eers dalk luister vir 'n oomblik. En is 'n baie ou bekende lied, dit vat my terug baie jare en ek glo vir jou ook. Die lied se naam is Draw Me Close. En net so 'n tikkie geskiedenis oor hierdie lied. As ek hom hoor, dan vat dit my terug na die dae waar ek 'n jeugleier was van 'n jeugbediening daar in Pretoria. Maar die lied is geskryf in 1994 deur 'n man met die naam van Kelly Carpenter. Michael W. Smith het hom gesing en ek dink baie mense dink dit is sy lied, maar nie regtig nie. Kelly Carpenter het hom geskryf en wat mooi is, Kelly Carpenter was 'n aanbiddingsleier, maar te lees in 'n gemeente, in die bediening. En hy kom op 'n plek waar hy so baie doen vir die Here, besig is voltyds in die bediening, maar hy kom op 'n plek waar dit alleen raak, waar daar iets net nie daar is nie, in die werk vir die Here, in gemeente lei en aanbidding. En daar's hierdie leeg en hierdie honger en hierdie begeerte net vir meer van Jesus, om net nog nader te kom. En eendag, ek dink dit was na 'n diens gewees, dat hy gaan sit en by sy klavier en hy het net bietjie aanbid. En toe kom hierdie lied. Hy was oorweldig, baie gedoen vir die Here, maar was nie naby genoeg aan die Here nie. En toe is sy hart ook niet na God toe draai. Toe gee die Here van hierdie lied en soveel jare. Sing ons, aanbid ons, raak ons bewus van God se teenwoordigheid met hierdie lied. En vanoggend bid ek dat dit vir jou so sal wees. Mag daar weer 'n honger en 'n begeerte in jou wees. Om te sê, Here, trek my net nader. Dis waar ek wil wees, dis al plek waar ek wil wees. Ek gaan 'n bietjie wegkyk van die mistigheid om my wat my oorweldig, na my situasie dalk. En in jou swaar kry, wat dit ook al is, en in jou bekommernis, wat dit ook al mag wees. Kom ons skuif gou alles vir 'n oombliekie eenkant toe. En ons fokus net op hom. Ons oë vasgenaal op hom. Ons dink aan hom. Ons laat die Heilige Gees net toe om vir 'n oomblik hier van binne af my bewus te maak. Van hoe lief en hoe kosbaar ek in God se oë is. Dat ek nooit alleen is nie, al voel dit so. Net daar waar jy is, wil nie oë na my toe maak nie. Ek wil graag saam met jou bid en dan gaan Marteliesle ons lei in hierdie lied. Dalk probeer die dinge so lank al self beheer. Probeer jy elke uitkoms voorspel en bly daar gesprekke in jou kop oor en oor en oor en oor en wat as en wat as en wat as. Here, wat as die finansies nie herstel nie? Here, wat as? Wat as, Here? Wat as ek nie gesond word nie? Here, wat as? Wat as? En sommige gou raak ons moeg en emosioneel leeg en geestelik uitgeput. Nie omdat God my verlaat het nie. Maar dalk omdat ek dinge probeer dra het, wat hy nooit bedoel het ek alleen moet dra nie. En vanoggend is so 'n oomblik, net van oorgee, van sê, Here, ek is moeg gedra aan dinge wat ek nie moet dra nie. Ek is moeg vasgehou aan dinge wat lankal op die kruis afgehandel is, voor gesterf is. En ek hou vas, ek sukkel om te laat los. Ek dra my pakkie bekommernis my hele lewe lank. Ek dra my pakkie skuldgevoel my hele lewe lank. My pakkie teleurstelling my hele lewe lank. Vanmôre wil ek vir jou sê, laat gaan. Laat gaan. Laat toe dat hy jou naby trek. En vir jou sê, ek het jou te lief om jou te los, net waar jy is en hoe jy is. Vader, ek wil vanoggend kom en vir elkeen van ons kom bid. Daar's soveel dinge wat ons aandag kom steel. Soveel dinge wat ons wil oorweldig, maar vandag kies ons in hierdie stil oomblik net om ons oë op U te hou. Ons oë af te haal van ons uitdagings, dalk ons kinders, dalk ons bekommernis oor ons kinders, of ons kleinkinders, of finansies, of besighede, of gesondheid, of wat dit ook al mag wees. Maar vanoggend wil ons bely, met ons eie monde, ons wil sê, Here, U is groter as my swaar kry.
Here, U is groter as my pyn, U is groter as my siekte, U is groter as my grootste vrees, bekommernis, alles. U is groter. En U is nader aan my as my diepste seer en my grootste alleen. Here, U is meer getrou as wat ek myself ooit kan indink. U is wie U sê U is. U stap nie weg nie, U gee nie op nie. En vanmôre bid ek vir elke een vanmôre hier. Vader, ek bid dat U deur die Heilige Gees kom en harte kom styf vashou vanmôre. Mense ontmoet daar in plekke van swaar kry. Waar mense alleen voel in hierdie geloofswedloop waar hulle dalk dink alles is net swaar kry. Here, ek gaan nooit vir U uitkom nie. Here, ek is totaal oorweldig. Dankie dat U vanmôre lig bring in donker plekke. Dankie dat U hoop bring waar dit dalk hopeloos geword het. Dankie dat U kom troos en versterk waar dit so nodig is. Dankie vir 'n vars aanraking vanmôre deur U Heilige Gees. Dankie dat U juke breek vanmôre. Dankie dat U kom losbreek vanmôre, losmaak, lossny, ophelp, regop help. Koppe optel wat gelaat sak is, oë weer oopmaak en sê, kyk gou vir my vir 'n oomblik. Ek het jou so lief. Ek het jou so lief. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Dankie vir hierdie kosbare oomblik. Terwyl alle oë so toe is vir 'n oomblik en ons nou daai lied gaan saam sing. As dit jy is vanoggend en jy sê, Here, ek kry swaar. Hier's ek. Wil jy nie jou hand so vinnig opsteek daar, net laat sak nie. Net daar waar jy is. Sê, Here, hier's ek. Sien my vanmôre, so geloofstreeg, geloofstap vanmôre. Here, hier's ek. Ek is bekommerd. Here, hier's ek. Ek kry swaar, Here. Hier's ek. Hier's ek, Here, hier's ek. Kom ons wees vir 'n oomblik nie haastig nie. Ons gaan in 'n oomblik koffie drink en kuier. Voor ons daar kom ons gee die Heilige Gees 'n kans om te werk soos hy wil. As jy dit nou ervaar en hierdie is vir jou, wil ek jou uitnooi. Staan op, laat jou banke uit, kom staan hier voor by my. Dalk wil jy op jou knieë sak hier voor. Kom ons doen dit vir 'n oomblik. Kom ons vergeet gou 'n bietjie van almal om ons. En kom ons spandeer gou 'n oomblik in sy teenwoordigheid. As jy swaar kry, en jy sê, Here, hier's ek, kom. As jy nie wil nie, is okay. Ek wil niemand in die verleentheid stel nie. Hierdie is 'n oomblik tussen jy en die Here. Jy weet waar jy is met die Here. Jy weet wat jy vanmôre nodig het. Ons gaan hy lied saam aanbid. Sê, Here, Lord, draw me close. Draw me close to you again. As jy vanmôre net daardie bevestiging weer nodig het, kom. Kom. Dit is so 'n kosbare oomblik. Kan ek vir die res van ons vra, kan jy saam staan, soos wat die mense nog vorentoe beweeg, kom ons staan saam. En kom ons laat die Heilige Gees ons bedien daar waar ons is. As jy hier voor wil wees, kom. As jy daar in jou banke op jou knieë wil sak, doen dit. As jy daar wil staan. Kom ons wees vir 'n oomblik gemaklik in sy teenwoordigheid. Martelies, asseblief, lei ons. Ek gaan vir ons afsluit met 'n gebed. Kan ek van ons manne bidders vra, net om hier voor te kom bid, asseblief. Johan dalk, kan jy? Asseblief net hier voor kom bid saam met my. Dankie, Johan. Kan nie enigiemand net hier voor alleen wees in hierdie oomblik nie. Johan, net so oomblik. Net daar waar jy is, kom ons bid saam. En ek wil die diens so saggies afsluit. En jou nooi as jy bietjie langer wil bly, is jy so welkom. As jy hier voor wil wees, jy so welkom. Aan my regterkant is ons bidkamer.
Jy is so welkom, ons bidders wag daar vir jou, ons ouderlinge is daar. Moenie huis toe gaan met 'n gebedsversoek nie, nooit nie. Maar veral nie vanoggend nie. Kom ons bid saam, Here. Hierdie is so kosbaar, die teenwoordigheid so soet, ons wil nie huis toe nie. Dankie vir u soete teenwoordigheid. Dankie vir die herinnering van naby. Dankie dat u ons naby trek in hierdie oomblik. Die oomblik wat 'n mens sy of haar hart rig na u toe. Sê, Here, hier's ek. Dan reageer u. Dankie vir die kosbare teenwoordigheid en dankie vir wie u is. En dankie dat u ons so liefhet. Dankie dat u in staat is om te doen ver bo wat ons ooit bid of dink of verwag. Dis wie u is. En hierdie oomblik is my gebed vir elkeen in hierdie huis, dat ons hier sal uitmekaar uitgaan met daardie wete. Dat ons aan u sal dink. Gedurig aan u sal dink. Ons oë op Christus gerig sal bly. Deur ons swaar kry en in hierdie geloofswedloop, hoe dit ook al mag lyk, help ons. Al voel ons alleen, al voel ons verlate, al voel dit of ons nooit vir u gaan uit nie. Dankie vir u teenwoordigheid, wat iets anders skree, van 'n God wat liefhet, wat teenwoordig is, en by wie alles moontlik is. Dankie vir genesing, dankie vir aanraking, dankie vir deurbraak. Ons kom vanmôre net en ons gee al die eer, net vir wie is. Dankie dat ons die kinders kan wees. Dankie, klink dan so 'n klein woordjie, maar ons harte is so dankbaar vanmôre, dat ons kind van die Here kan wees vanmôre. Kan weet, ons hardloop hierdie wedloop saam met u, en u is by my. Dankie dat ons, waar ons hier uitgaan en saam gaan kuier, dat ons 'n deel kan wees van hierdie kosbare geestelike familie, hier by Mishodai gemeente. Help ons om mekaar raak te sien. Vir 'n week wat voor lê, bid ek vir elke een, dat ons nie oorweldig sal word deur enige iets nie, maar sal weet, my oë is vasgenaal op Christus. En u is met my en u is by my. Ons gee vanmôre al die eer, u al die lof en u al die aanbidding. En ons dankie vir elke oomblik, van hierdie kosbare oggend saam. Ons dankie daarvoor, ons bid dit in Jesus se kosbare naam. En almal sê, amen.